Raakvat Rugby podcast. Welkom by die Raakvat Rugby podcast. Ons vriend Arie Hougaard is aan Kaapstad. Hy's gereed om met 'n bietjie te gesels. En net voor ek en hy gesels het, toe breek die nuus dat Rassie nou sy span of groep aangekondig het vir die toets teen die Barbarians. En die hele klomp wat in die tweede leidingskamp was, is alweer aangestel of weer ingebring. So, welkom terug Arie. Wat dink jy van daai groepie? Ja, dankie MB, lekker om weer saam te praat. Ja, ek het nogal gedink daar mag 'n paar veranderings wees, maar ek vermoed hy die afgelope naweek ook maar die rugby dopgehou soos ons almal. En ek lyk nie of iemand hulle nou daar ingespeel het in kontensie nie. Daar's hier en daar 'n speler wat miskien verrassend laas keer uitgelaat is. Ek dink aan Evan Roos is maar ene wat ons miskien oor kon wonder laas en maar hy's weer nie in nie. So hy het vir Augustus nog steeds vir Trokkie soos hom in die Kaap genoem het. Hy's weer in die groep en Wiese is hopelik fiks genoeg om te speel en Hannekom natuurlik ook, so dit is die 8ste manne wat vir ons die werk kan doen en miskien as Rassie brawe raak, weet nie wat hy dink van Siya Kolisi op 8ste man nie. Hy het nou die afgelope tyd baie daar gespeel, so ten minste het hy nou 'n bietjie van 'n veelsidigheidsopsie, maar dit los ons dan met 'n bietjie van 'n uitdaging op 6, so daaroor kan ons debatteer. Maar ja, ek dink as mens na daai kyk, MW as mens kyk na die voorspelers so man vir man, agterspelers man vir man, kan jy oorlog toe gaan. So daar's hier en daar 'n nuwe, daar's opwindende manne. Ek hou van Renzo Du Plessis, hy kom nogal van my alma mater Ben Foster in Sanin. En nou nie baie Springbokke wat daar uit dink dit is Trevor Nyakani en ek dink Karl Wegner wat slot gespeel het, was die ander Springbokke uit Ben Foster, maar Renzo Du Plessis, ek hou van hom as 'n aanvallende speler, sal lekker wees om te sien dat hy meer kansse op by die Leeu's kry. Maar dit is so, ek dink die manne wat hy wil daar hê is daar. Hy het 'n bepaalde klomp ervaring. Dit is 'n span wat vir ons volgende week 'n wêreldbeker ook kan gaan speel. So, maar waarvan ek hou is MB is dat hy het hier en daar brawer geraak en 'n klomp manne, jonger manne ingebring en jy kan so stilletjies sien die nuwer generasie, die jonger generasie wat in belangrike posisies begin deurkom. Ons praat oor Siya op 8. Natuurlik hy is van seker die kaptein weer eens en hy het waarskynlik die hele seisoen amper eksklusief 8 gespeel vir die Sharks en is die 8 vir die Sharks dieselfde as die Springbokke se 8? Kom ons begin daarso. Ja, ek dink daar's 'n toetsvlak is 'n ander vlak en gewoonlik daai 3 die losvoorspelers is maar 'n kombinasie, so jy moet ook kyk wat jy wil speel in jou spelpatroon. Ek dink wat hy in 8 as ek vir Rassie se spelpatroon so kyk, hy hou van 'n 8 wat jy oor die voordeellyn kry. Dit het Wiese bepaald gedoen, dit het Dwayne Vermeulen ook gedoen. So Siya doen dit ook. Siya se tipe wat die bal vir jou kan opvat, maar daar's ander komponente van 'n 8, weet dit daar's baie meer druk op skoppe uit die kwartlyn, daar's afskoppe wat jy moet vat en jy moet die balle ook goed kan vang en dan goed kan speel van daar af. Maar ja, die balans van die lostrio is vir my nogal belangrik daar. So ek dink dit werk by die Sharks op hierdie stadium. Miskien is dit meer 'n geval van hulle het nie eintlik 'n ander 8 om daar te speel nie. Ek sou dink Plumtree sou hom dalk op 6 verkies het. Maar ek vermoed dat Rassie gaan hom waarskynlik op 6 hou. Vir Pieter Steff op 7 as jy nou kyk na hulle beste span. As ons nou kyk All Blacks later vanjaar en daai tipe wedstryde, dink ek sal dit maar weer waarskynlik maar Wiese, Kolisi en Pieter Steff wees soos wat hulle in die Wêreldbeker gespeel het. Ja, dis lekker as die ouens meer veelsidigheid wys. Maar ek sal nogal daarvan hou as Kolisi bietjie agterman kan speel en jy het 'n lekker man wat bal toe speel soos Van Staden en wat so bietjie meer vorentoe kan gaan en ook miskien Kwagga. Sal lekker wees om hom op 6 te sien saam met daai lostrio. Natuurlik die vraag kom nou op, daar's baie mense wat sê Cameron Hannekom is eintlik 'n 6, 'n Springbok 6, weet 'n oopkant flank. Wat dink jy van daai een as hy nou op 8 gaan speel? Ja, ons het altyd tipies korter, meer bal toe speel 6 gehad. Weet as jy nou miskien verder terug gaan Skalk Burger was ook groter gewees. So Hannekom het vir my, ek dink hy, as ek na sy bou kyk en die manier wat hy speel, voel dit vir my of hy meer 'n natuurlike 8 is. Ek dink hy het op skool ook meer daar gespeel. Ek dink hy het van sy beste rugby by die Bulls ook daar gespeel, maar weer eens iemand wat albei kan speel. Ek dink wat almal, ek is dit Jake White wat gesê het, 'n fetcher is net iemand wat bier in die yskas gaan haal of so iets. Ek dink ja, ek glo mos nie aan fetchers nie, ja. Ja, sy beginsel was almal is eintlik in effek fetcher, so jy wil nie eintlik iemand hê wat net sê hy's 'n fetcher nie, maar ons kon nie anders as in die ou dae vir die vroeë jare het ons gesê ou soos Frans of soos Brousseau byvoorbeeld. Het jy geweet Brousseau het heeltyd bal toe gespeel, Dion Fourie is ook so, dis ook maar uit die aard van hulle bou. Miskien is dit bietjie makliker, hulle is korter en Pocock en daai manne was ook bietjie makliker oor die bal gewees. Ek weet nie of die lengte van Hannekom dalk vir hom as 'n tipiese man wat die balle probeer steel
beïnvloed nie. Dis wat van Kwagga hou. Kwagga is daai tipiese bou wat vir jou dit doen, maar ek dink Hannekom is veelsidig genoeg, maar ek dink my persoonlike mening is dat hy's daai tipiese agste man wat nee, hy net so 5 kg miskien optel so in die kondisionering, dan gaan hy wêreldklas deluxe wees. Gepraat van 'n agste man, nou Trokkie is ook nou weer daar. Hy's weer 'n man wat ook 5 kg kan afskud. Jy weet, hy's dalk 'n bietjie te swaar. Wat dink jy? Ja, hy lyk in goeie kondisie, maar dit is maar weer momentum vorentoe. En ek onthou hom van skoolrugby tyd teen jong rugby in die Kaap ook. Hy het nie baie moeite gevat om momentum te kry vorentoe nie. Maar ek dink in Engeland sal hy baie veelsidiger begin raak het. Ek dink die afrigting en die tipe spel daar sal vir hom geleer het om ander komponente van sy spel ook in te bring. So ek sekerlik het Rassie self na die wedstryde gekyk. Ek weet hy het ook in die Europese rugby het hy van hy semifinale en dinge gespeel en hoog gespeel. So ek dink hy's iemand wat baie soos Wiese vir my speel. Hy het daai selfe komponente. En weer eens wat ek net nou gesê het, ek dink Rassie hou van 'n ag wat jou so 'n bietjie vorentoe kan vat en daai momentum bal vir jou daar kan kry. En dan natuurlik ek dink 'n groot komponent is regtig die vermoë van 'n agste man om ook ligskoppe te kan vat. Daar's baie skoppe wat tipies op afskoppe as die 9's uit die kwartlyn net skop, is dit baie keer die agste man wat daai bal vat weer. Eerstens, ek weet Dwayne Vermeulen het altyd gedoen. Maar ja, ek dink Trokkie is iemand wat in kontensie kan wees. Interessant wees wat hy gaan doen met die spelers en weet, dis nou 54 spelers weer. En jy kan net 23 kies in 'n wedstryd. So waarskynlik hierdie eerste wedstryd in Italië gaan belangrik wees om van hy manne 'n bietjie blootstelling te gee en te kyk hoe hulle inpas. Die eerste wedstryd teen die Barbarians. Dit was nou 'n volgende vraag gewees. Wat dink jy wat se span gaan hy kies daar? Al die groot name is nou daar. Maar ek het so gevoel daar gaan ons 'n klomp nuwe name, jong ouetjies sien. Hy gaan dalk 'n heeltemal ander Springbok span speel om jou 'n kans te gee om hulle debuut te maak, om die senuwees te kalmeer en dis dalk die Barbarians tel nou nie so baie nie. Ek vermoed ons gaan as jy nou praat van weet wie is die beste speler, is nie wendig wie is die beste speler nie, wie gaan kans kry. Ek dink dis dalk 'n ander benadering teen die Barbarians as dalk selfs in Italië. Ja, ek dink mense wil dit te hard sê nie, maar Rassie gaan nie daar Barbarians wedstryd is vir hom om nou feesrugby te speel en net almal te beïndruk nie. Ek dink ja, daar's 'n komponent daarvan. Ek dink dit is in die gees van die Barbarians rugby is dit altyd bietjie meer aanskoulik en so aan. Maar ek dink hierdie ene gaan hy bepaald gebruik om te toets, om as 'n proefloopie. En jy kan ook sien die spelers wat in die Barbarians span gekies is, dis hardebaard manne wat al baie toetse gespeel het, vir al die voorspelers, Sam Kane, Connor, maar weet dit is ouens wat deurwinterde toetsspelers. So ja, daar gaan waarskynlik 'n voortvarendheid wees by die Barbarians, daar is altyd. So hulle sal aanvallende buitespelers ook hê. Maar ek dink nie Rassie gaan 'n span kies wat touch rugby met hulle gaan speel nie. Hy gaan 'n span kies wat hy gaan beproef. Dis 'n ekstra wedstryd wat hy het en baie belangrike wedstryd vir hom het wat om dinge op die proef te stel. So ek dink die Suid-Afrikaanse rugby het meer voortvarend geraak, so daar's 'n komponent daarvan, maar ek dink dit gaan lekker wees om my wedstryd te kyk, maar ek dink nie ons moet verwag het van 'n tipiese einde van die jaar November Barbarian toets op Twickenham wees wat almal die bal net rondgooi nie. Ek dink dit gaan 'n klein bietjie meer gestruktureerd wees en dit is 'n ware oefenwedstryd vir hom. Ja, dit is 'n feeswedstryd, maar dit is tog 'n ideale geleentheid om 'n paar manne die kans te gee en te kyk wat hulle kan doen. Jy weet, hoe pas hulle in? Hulle is nou 'n paar beleidingskampe bygewoon. Hulle gaan weer 2 weke lank beleidingskamp doen voor hulle na daai toets toe weet optrek daar na Kaapstad toe vir daai toets. So ek vermoed nog steeds, ek dink jy gaan dalk 'n paar verrassings in daai span sien. Ek dink daar gaan 'n bietjie van 'n ander benadering wees. Ons weet Rassie bou na 2027 toe. Ons is net 2 jaar weg, mense. Dis nie meer ver, dis nie meer lank nie. Die ouens moet almal hou van 'n ou met omtrent 20 toetse gespeel het voor hy begin weet ernstig in oorweging kan word. So sy kans het op 15 toetse hierdie jaar, maar hy moet almal nou 'n soort van wat sê woord juggle om seker te maak hulle word almal deurgetrek. Hierdie vir my is nie 'n feeswedstryd nie, ek stem saam, maar tog die ideale geleentheid. Ek seker hy het 'n plan of twee in sy kop daar. Ja, ek stem saam en ek dink ook 'n komponent wat ons in gedagte moet hou MW is dat rugby verander jaarliks en as daar iemand is wat die hele tyd so voor die ander afrigters is dit Rassie. Hy is bekend dat iemand wat die reëls byvoorbeeld die beste verstaan. So binne die reëls konsep vind hy vir hom 'n wedstrydplan. En hy kyk so 'n jaar of 2 vorentoe. Ek dink hy's baie soos 'n skaakspeler wat so 'n bietjie vorentoe kyk en verstaan wat gebeur oor 2 jaar.
een ding wat ek dink wat lyk of dit in elk geval verander met reëlsveranderings, die Europese lande en die wêreld rugby is probeer baie van die fisiese komponente probeer hulle bietjie minder maak en ek dink dat gaan met tyd gaan dit belangrik wees en ons doen dit klaar. Die Springbokke doen dit klaar is om die vermoë te hê om ander tipe rugby op te speel. So ons het altyd goeie voorspelers, ons het goeie, soos die Engelse sê, set pieces. Ons kan jou na donker plekke toe vat in 'n baie harde toetswedstryd op die voorspelers en ons kan konservatief speel, maar ons kan ook vir jou speel. Ons kan jou ook breed in jou druk deesdae en dit is wat nou gebeur. En dis nie net agterspelers nie, ek maak nie net staat op 'n vleuel of 'n buitesenter of wat ook al nie. Ek dink jy begin nou staat maak op die rol van 'n hakker. Jy begin ook die rol van flanke losvoorspelers op slotte. Eerlik wat ek weet die All Blacks het vir 'n lang tyd dat hulle met 'n 5 slot op 'n tweede ontvanger baie keer gespeel. Ek weet nie, ek dink hulle doen dit nou nog wat jy tweede derde fase het jy die 5 slot wat baie daar speel het. RG Snyman begin dit baie doen en RG Snyman die statistieke ook van die wat uitkom is dat hy's een van die spelers wat die meeste offloads doen. Maar ons weet ook hoe hy dit kan doen. Hy's lekker lank. Hy lyk soos 'n giraffe met 'n bal in die hand het daar baie keer en hy kan maar so jy het baie keer speel daai man, baie keer speel hulle agter hom. So ek dink dis wat die Barbarians tipe rugby ook vir jou gaan help en dis miskien waar Lorenzo Du Plessis en daai tipe spelers ook op die voorgrond kom. Cameron Hanne kom, briljante spelers wat vir jou in die fisiese deel meer as hulle kan bring. Maar as daai gapings of omkeer besit of daar's 'n ding wat anders gaan hulle vir jou soos 'n senter hardloop. Jy het nou genoem Conor Murray, hy is natuurlik in die Barbarians span. Ek dink Conor Murray was laasweek een van die hoofrolspelers in daai drama by Kings Park. Ja. Voor ons aangaan oor die Sharks en die Bulls te praat, stel my, wat was jou indrukke van die Winkgate, oogknip sage wat daar afgespeel het? Ja, dit is ek is nie altyd by mal oor dat dit altyd nodig is nie. Weet dit gebeur in die hitte van die oomblik. Ek besef dat dit is iets wat in elk geval in die wedstryd is daar altyd maar iets wat gebeur en weet hier's nou meer fokus hierop. Dit was so half in slow motion hierdie skoppery. Ek dink daar's baie sielkundige goed wat in elk geval voortdurend op die veld ook maar aangaan. Conor Murray self het maar oorgestap en hand geskit met daai jong Bradley Davis en vriendelik gegroet, maar ons weet agter en eintlik is die plan maar om hom so klein bietjie op te intimideer. So dit is meer subtle soos die Engelsman sê. Ek persoonlik het gedink dat Hendrik se kramp het so 'n bietjie te lank aangegaan. Ek meen as hy hom wou ontwrig, dit lyk of hy 'n kramp gehad het, maar as hy hom ontwrig, hy hoef net vir 'n minuut daar rond te lê, hy het hom al klaar eintlik uit sy roetine gekry. So hy hoef dit nie so uit te gerek het nie. Ek dink miskien wat vir my bietjie grys is dat dit lyk of van die afrigtingsspan van die Sharks 'n bietjie betrokke geraak het ook daar op 'n stadium. Dis moontlik. Maar ek persoonlik hou nie daarvan as jy te betrokke daar raak nie. Ek dink dit sportmanskap weet daar's 'n fyn balans tussen dit, maar dit lyk of hy dan 'n kramp gehad het as mens hy foto kyk, sy kyk dan, maar die knipoog het dit so effens weggegee, dink ek. Ek dink hy daar het man besef dat hy eintlik maar so 'n bietjie die ding uittrek. Iemand het ek dink op Twitter of X gesê, dit lyk of sy kyk uit sy been uit wou ontsnap. Dit lyk wel ernstige kramp, maar die punt is saak is, ek sal vra myself altyd die vraag af, as ons nou so, as die uur is nou so ontstel toe alles, dan vra ek myself, as dit nou 'n uur was op die grond gelê het en 'n kramp gehad het en vir ons geknip het, hoe sou ons gevoel het? En ek dink daar is die toets, nee. Ek sou nie gelukkig gewees het nie, daai ouetjie maak nie reg nie. So ek dink hy het bietjie te ver gaan. Ek moet jou sê, hierdie noem dit maar gamesmanship wat jy sien, Saterdag beloftes het my opgeval hoe Piers Koeman uit sy pad uitgegaan het. Gewoonlik dan ek dit nie op nie, maar Saterdag was dit so ooglopend en blaatant geweest. As 'n wie kom my verby gehard kan stamp by hom met die skouer en hy snou hom iets toe en dan kort en ruk 'n bietjie hier en trek 'n bietjie daar en ek weet dit gebeur altyd in enige wedstryd, maar dit was my meer ooglopend geweest. Ek het baie keer gewonder, is dit nou juist omdat hy daar vir die Bulle voorheen gespeel het? As jy nou byvoorbeeld 'n span opdaag wat jy voorheen by was en dan het jy dalk 'n ander gevoel, jy hou nou nie meer van hulle nie. Dink jy dit is daarmee te doen? Dit is 'n bietjie af van die onderwerp af daaroor die Sharks, maar daai tipe van die bal afgoeters is nogal vir my iets wat ek nie baie van hou nie. Ek moet eerlikwaar vir jou sê. Ja, van die spelers is meer geneig om te doen. Ek dink die Springbokke is ook hier en daar dat hulle ook spelers wat onder die manne se vel kom. Dit is maar sielkundige spel. Mense moet sterk genoeg wees. Ek toets dit altyd in die volgende MW. Die regtig goeie spelers wat ons kan terugkyk. Vat maar net twee voorbeelde, Richie McCaw en Pieter Steph de Toey. Jy sien nie vir hulle karring
en sulke tipe dinge doen, jy weet die regte hardebaard goeie spelers doen sy ding, hy doen dit goed en hy het nie nodig om eintlik op daai vlak te gaan nie. Hier en daar is daar 'n bietjie van 'n ding wat inkom. Ek weet die Springbokke het 'n beleid dat sekere spelers, 'n speler praat met die skeieregter in terme van negatiewe goed en sommige prys hom. Hulle het spelers wat hulle 'n opdrag gee om die skeieregter net komplimente te gee. Hy het 'n ander speler weer wat hom hier en daar challenge wat beter toegerus is met hierdie kaptein se rol. So dit gebeur. Hulle ontleed die skeieregters dat hulle weet watter gunsteling koeldrank hy gedrink het in graad 3. Weet hulle ken daai skeieregters baie goed. So daar's baie wat daarop ingaan, maar ek dink wat ook gebeur is, ek dink dat agterkom sekere spelers kan Jan Karring. Ongelukkig Eben Etzebeth het 'n lang tyd gevat om weg te kom daarvan, want hy het 'n reputasie opgebou as jy en hom begin karring, raak hy vies, nou maak hy foute. Evan Roos het ook al sulke foute gemaak. So ek dink dan druk die ouens heeltyd daai knoppies en dis miskien wat Piers Komman ook doen. Hy kies sy manne. Ek dink hy sal sy customers kies wat hy aan wil karring. Maar ja, ek dink hulle wil maar hê om 'n atmosfeer van frustrasie te skep. Dan hoop hulle maar die ander span maak 'n fout. Is baie interessant wat jy nou vir my vertel het van die benadering tot die skeieregter. Nou gepraat van die skeieregters. Die ou daar op Loftus is nou Harry se gunsteling man. Hy sê die ou lyk vir hom altyd onfiks. Kom ons doen bes nou maar gaaf en doen met hom onfiks. En hy is stadig, nou dan kom hy by 'n loskram of 'n losgemaal of wat ook al aan, hy's bietjie laat. En dan sien hy iets raak wat hy dalk mis iets wat hy moes gesien het, dan sien iets wat intussen gebeur het. Ek is nie baie wat ek met daai sê is agter nie. Nou die een op Kings Park was nog erger geweest. Ek het 'n artikel gelees vandag waar die mense sê as albei spanne verdwaas lyk oor wat die skeieregter nou laat, so weet jy daar's iets fout met die skeieregter. Wat was die indrukke van die URC skeieregter oor die algemeen? Dit lyk nie heeltemal of hulle op standaard is nie, wat dink jy? Ja, ek dink hulle begin al hoe meer staat maak op hulle lynregters en op die TMO en ek dink die ouens raak miskien bietjie lui wat dit dan betref hierdie ek is miskien oudskool met dit jy het in die ouer dae moes jy maar meer beheer vat en jy moes mooier kyk. Ek dink hulle maak baie staat op lynregters wat vir hulle kol gee van die kant af, daar's 'n nok gewees of daar iets nie skram gebeur. So I mean in effek het jy nou eintlik baie manne wat nou vletjie blaas. So ek dink hulle kan so 'n bietjie lui raak rondom dit en goeters begin mis en hoop die lynregter tel dit op. Maar ek dink hulle moet meer beheer neem. Ja, ek dink hierdie skeieregters ons het altyd gespot hier in die Kaap as jy 'n swak skeieregter het, solank hy net konsekwent swak is, die 80 minute, dan is daar 'n paar wat vir jou gaan en 'n paar wat teen jou gaan en hooplik in die 80 minute het jy 5 swakkes gekry en hulle het 5 swakkes gekry, solank hy konsekwent swak is. Maar soms kyk 'n ou maar eenoogig, ek het al van hierdie wedstryd kyk en dink ek, hierdie ou blaas nou regtig teen my span. Ek dink ons almal het dit al gehad. Dit voel of dit net aan die lopend, ek dink vir al die 50-50s en weer eens as ek terug by daai argument weer dat ek dink nog steeds dat die tuisspan het 'n bietjie van 'n voordeel. Ek dink daar's baie meer van die 50-50s wat na die tuisspan se rigting gaan, bloot net oor die omgewing waarin die skeieregter hom bevind. Hy is ook maar mens. Hy is nie lus om nou daar vyande te maak as nie regtig nodig is nie, maar ek dink hulle probeer so neutraal as moontlik bly. Ek respekteer dit. Ek dink dit is 'n moeilike werk. Ek dink niemand van die URC se skeieregters draf op om iemand te benadeel, teen iemand te blaas nie ensovoorts. Maar hulle maak foute. Maar ek dink vir my wat ek gesien het, dink ek hulle moet sterker wees. Hulle moet meer eienaarskap neem en nie staat maak op die lynregters nie. Ja, jy praat nou van die tuisskare of die tuisspan wat die voordeel kry. Dis gewoonlik as gevolg van die skare wat so luidrigtig is. Alles lyk of hierdie naweek op Loftus uitverkoop gaan wees. 'n Vol stadion vir 'n semifinaal. Dink ons is 5 of 6,000 kaartjies weg van 'n vol uitverkoopte stadion. Dis 'n groot ding daai. Dink jy ons het laasweek gesien die Bulle teen Leinster het gefloreer saam met die tuiskare en toe by die eindstryd so 'n bietjie gevou onder die druk daar. Dink jy is 'n goeie verslegtering as daar so baie mense is? Dink jy die jong spannetjie van die Bulle is toegerus om dit te hanteer? Ja, ek dink dis eerder 'n bondgenoot as 'n uitdaging en daar sal seker hier en daar 'n Shark wees wat ook nou 'n kaartjie gevind het in dit. Maar dis sal oorweldigend Bulls ondersteunings wees. Ek dink is beter, dit motiveer jou eerder, dit lig jou op. So ja, ek dink hulle sal geleer het uit die Glasgow Warriors uit daai naby wedstryde. Dit was nie as gevolg van 'n tekort aan ondersteuning by die Bulls, daar was so 2 lynstanddrywing ons daar aan die einde wat net sowel 'n 3 kon gewees het. So dis klein marges, maar dit bly 'n bondgenoot. Ek dink dit sal absoluut 'n volgepakte Loftus Saterdag. Ek neem aan die weer gaan mooi wees. Dit reën in die Kaap Saterdag. Jy het die weervoorspelling seker dopgehou. Pretoria sekerlik as daar's nie 'n mooi aand, dit is seker 'n mooi dag wees. 5:15 het die son al gesak dan. Ja, donker en dis koud. So
Okay. Ja, dis nie lekker tyd om te speel vir die ouetjies van die Sharks nie. Hulle lekker warm kry aan die daar kom hulle net toe hulle koud kry. Ons gaan net hulle laat bewe en dan val hulle die bal. Ja, ja nee, dit is net maar die tuiskarre is 'n bondgenoot. Ek dink dit motiveer jou. Dis 'n voorreg om op Loftus te speel, 'n volgepakte Loftus maar dit gaan toetsrugby wees Saterdag as ons daaroor kan praat. Ek dink 6:15 en die aandwedstryd het ook 'n ander ritme as 'n 2-3 uur wedstryd in die son. So dit gaan waarskynlik takties wees. Dit gaan daar's 'n klomp Springbokke wat mekaar diep in die oë gaan kyk. Dit is amper semi-proewe in die kleine, veral in die voorry. Maar dit is so dit gaan 'n naby wedstryd wees en dan is jou skare versekerde bondgenoot en dit sal wees vir die Bulls Saterdag. Nou hier is die vraag wat ek jou nou wil vra. Jy's nou 'n Stormers ondersteuner, stoere Stormers ondersteuners. Nou vir wie gaan jy nou skree die naweek? Is jy 'n man wat vir die kusspanne skree of skree jy maar vir die beste span wat natuurlik die Bulle is Saterdag? Wie gaan jy ondersteun? Ja, dis altyd moeilik om weg te beweeg van jou eie span. Ek het daaraan gedink, ek hou van die Sharks ook. Daar's nou so baie Stormers wat nou daar speel dat dit voel amper Ja. met Edwin Kolisi en Bongi en al die manne was al in die Kaap gewees, maar ek het nie as ek nou eerlik moet wees is ek hoop Glasgow Warriors kan wen en dis weer 'n eindstryd soos laas jaar dat die Bulls kan wen en kan regmaak van laas jaar en vir Suid-Afrika die beste kans vir Suid-Afrika om die trofee te wen is waarskynlik 'n tuis eindstryd. Dit weet ons. So ek weet nie of Leinster dit gaan toelaat nie, maar ek sal ek sê dat ek nou hier gaan sê ek wil hê die Sharks moet wen nie en dan wen Glasgow en dan waar is die eindstryd? Ek weet nie, is dit seker in Durban? Ja, Kan dit wees? ja. Ja, is in Durban. Dit is ook 'n voordeel dan, maar ek so as jy nou my op die spot moet sit, dan sal ek sê ek hoop die Bulls kan wen en ek hoop Glasgow Warriors kan wen. Ja. En dat dit 'n eindstryd weer op Loftus kan wees. Ek dink die Bulls verdien om weer 'n eindstryd aan te bied en om te wen. Maar die Bulls ook op dit, ek dink die Bulls is sterk genoeg om ook oorsee te gaan wen. Ek dink hulle speel goeie rugby nou, so dit is all to play for. Kom ons praat nou oor die rugby gedeelte. As jy nou die Sharks was, julle derde geëindig op die punte leer, so ek kan nie sê dit is 'n swak seisoen nie, maar julle vraggies nou nie eintlik die hele wêreld beïndruk nie. Julle het gewen partykeer ten spyte van julleself, nie as gevolg van julleself nie, die Sharks nou. Hoe sê jy opgedaag het by Loftus? Jy weet al hierdie Springbok-sterre in daai span, maar dit werk net eenvoudig nie onder afrigters soos John Plumtree nie. As jy net die Bulle moes aanvat op Loftus voor 'n fanatiese tuiskare maak, maar ek net vinnig sê daar is honderde duisende Sharks daar. Laas keer toe ek daar was, toe die Sharks gewen het op Loftus, my gevoel of dit net Sharks by stadion was, maar in elk geval. As jy net die Sharks was, hoe sou jy hierdie wedstryd benader teen die Bulle om hierdie wedstryd te kan wen? Ja, ek dink die spelers, as ek Plumtree hulle was, hulle daai Springbokke almal in playoff mode kry, as ek Engels kan praat. Ek dink ons het dit in die Kaap ook gesien met Siya Kolisi vir 'n paar keer, dan speel hy briljante wêreldbekers en dan vir die franchise het hy dan partykeer so effens weggeraak. Ek sê nie die ouens is nie gemotiveer nie, maar wat ek gesien het by die Sharks is, veral in daai pak, as jy kyk, daar's 5 van die manne in die voorspelers wat waarskynlik sal opdraf in 'n toets, van Etzebeth en Kolisi en dan daai voorry ook en Oxen, Bongi, Koch sal op die bank wees waarskynlik maar dit is manne wat weet hoe om semifinale en eindstryde van wêreldbekers te wen. So ek dink hulle sal na daai knoppie druk. Ek dink hulle vat jou dan na plekke wat jy nie wil wees nie. Ek dink hulle sal die pas van dit ook probeer beheer, die Bulls. En hulle voorspelers om dit te doen. Dit sal interessant wees met die voorspelerstryd. Ek dink die belangrikste speler vir my eintlik in die agterlyn is Esterhuizen van die Sharks, wat vir jou sê statistieke, ek het 'n bietjie na statistieke van die URC gekyk van die jaar, spanverband en individueel verband en Esterhuizen is die speler wat die meeste die bal opgevat het en daai meters gemaak het. Snaaks genoeg die hoeker wat sy naam wat vleuel speel, Ethan is ook 'n speler wat baie hy's bo op die lys van die meeste line-breaks, het meters gemaak en maar hy's ook die speler wat die meeste kere die bal in 'n kontaksituasie verloor het. Ek dink 26 keer. So daar's statistiek wat vir hom gaan en teen hom gaan. Maar ek dink Esterhuizen is belangrik en dit gaan maar toetsrugby wees MB. Dit is voorlangs gaan dit interessant wees. Ek het weer eens na die statistieke gekyk. Eintlik as mens na die hele dink kyk en al die komponente in ag neem, is dit baie gelyk.
Interessant as jy na die URC se statistieke kyk van die jaar, is die beste aanvallende span was die Stormers geweest. Maar hulle was weer in die verdediging 16de op hulle statistieke. So dit is verstommend. So jy help jy val aan en jy verdedig swak nie. En hulle het byvoorbeeld hulle offloads was 241 offloads en clean breaks 181. Hulle het net 68 drie gedruk, waar die Bulls weer was 8ste op die aanvallys. En hulle het 181 offloads gehad, 139 clean breaks wat minder is as die Stormers, maar hulle het 77 drie gedruk. So hulle het meer drie as die Stormers gedruk. So is interessant, so hulle op ander maniere gevind om die drie te druk. So het gaan nie net oor line breaks en ons weet dat Manny Libbok en Sasha en daai spelers het waarskynlik 'n groot rol gehad in daai line breaks, maar dan sit nie klaar gemaak nie. Dan op die verdediging is die Stormers 16de, die Bulls en die Sharks is 13de en 15de, snaaks genoeg. En hulle het dit opgebreek in persentasies, so die Stormers is op 76%, jy moet maar 'n sukses, defensive sukses persentasie, alles in ag geneem. En dan is dit die Bulls wat ook 76% het en die Sharks 79. So is baie naby aan mekaar in terme van die verdediging, maar wat hier 'n groot rol speel is, deel van die verdediging is balle afgevat. So dit is balle wat jy gesteel het. Dis ook 'n komponent van daai persentasie en daar was die Bulls en die Sharks 'n bietjie minder gewees as van die ander spanne, dis waarom hulle laer is op dit. So in wiskunde en matriek was 'n 76 en 'n 79 vir ons baie goed geweest, maar ek dink in 'n konteks van 'n finaal is dit iets wat jy wil verbeter. Ek dink die groot verskil vir my gaan oor die skopwerk, takties. So ek dink dis waar dit altyd maar in hierdie groot wedstryde gaan wees. Die statistieke ook wat jy kyk van die jaar is baie interessant in terme daarvan. As jy na die skopafdeling kyk, is die Bulls nommer 1. So hulle is op die hele, tussen al 16 spanne, op alles wat hulle in ag neem daar, is hulle die nommer 1 span. Dit gaan oor hoeveel keer jy geskop het, dit gaan oor die meters wat jy gedoen het, hoeveel balle het jy die lug uitgevang, afgestaan. Die Leinster was tweede, Stormers derde en die Sharks vierde, met skop statistiek. Interessant, Glasgow Warriors is 14de. Maar wat interessant is hierso, is dat hoeveel meter die manne al die bal geskop het hierdie seisoen in totaal. Die Bulls het amper 16 km, 15.800 meter wat hulle skop statistiek is en ek het nog gekyk daar rondom Pretoria dit wat is 16 km van Loftus af en dit is 'n supersportparkie cricket, so om effek te kry jy skop die bal al die pad van Loftus af tot by die cricketstadion. Dis hoe ver 16 km is, maar Leinster het 16.100 meter geskop en die Sharks net 11.000. So dis 'n interessante statistiek, maar die Bulls weer, hulle kry 74 balle terug wat hulle geskop het en die Sharks 85, so daar's ook redelik gelyk. So dit is baie gelyk in terme daarvan, waarom ek die statistieke so noem is dat ek dink dat dit gaan 'n faktor wees van takties skop. Ek dink Willie Leroux speel 'n groot rol daar, Keegan Johannes gaan, ek dink baie van die statistiek was met Goosen wat baie goed geskop het. Maar dit gaan wees maar waar speel jy op die veld en wat is jy bereid om met die bal in die hand te doen in so 'n groot wedstryd. En dan die laaste ene is die lynstaande en die scrums wat redelik gelyk is, die Bulls en die Sharks is albei so 4de, 5de op daai lys, 86-89% sukses op die lynstaande en op die scrums by dieselfde. Die Bulls het 44 scrum strafskoppe gekry en die Sharks 36, so dis baie naby. Maar in hierdie wedstryd, laastens, dan's my asem ook op, is dat gewoonlik, ons het die afgelope tyd gesien, dat die Sharks en die Bulls met hulle sterk scrum het miskien, ek raai nou, sê maar 5 strafskoppe teen 1 of 5 teen 2 in die 80 minute gekry. 5 vir hulle, min of meer 2 teen hulle. Ek het 'n vermoede dat hierdie naweek, Saterdag gaan dit 2 elk of 3 elk dalk wees. Ek dink nie daar gaan 'n skram wees wat waarskynlik 4 of 5 teen 1 gaan wees nie. Bloot net wat ons op papier sien. So jy weet nooit wat in die wedstryd gaan wees nie. Onthou hierdie manne ken mekaar baie goed van rugby toere, Springbok toere ensovoorts. So ek dink nie Oks wat nou moet skram teen Wilco Louw, hulle ken mekaar se swak en sterkpunte. So dit gaan 'n interessante skramstryd wees en dit gaan nie dalk tipiese wedstryd wees wat jy 4-5 skramstrafskoppe kry en daardeur by momentum kry nie. So ek dink sleutelspelers vir die Sharks is Estreisen en 'n hooker. Val Estreisen hoe hy die bal baie opvat. Ek dink daar gaan baie op hom gespeel word. En dan takties hoe die Bulls ook kan veldposisie kan domineer met hulle skopwerk. En ek dink
Die Bulls self het 'n paar spelers, veral soos Kriel wat ook baie goed skop. So takties dink ek het hulle daar so 'n bietjie beter af, maar dan ook genoeg spelbrekers in die agterlyn. So as ek die Sharks is, dan sal ek dit konservatief hou, probeer om goeie balbesit te kry in al die fasette en vir Esterhuizen baie te gebruik om momentum te kry. Die probleem met die Bulle, hulle kon nou geskop het tot in Kaïro maar hulle jaag nie hulle skoppe nie. Harry het nou lekker ontleding gedoen daar ons op die lekker rugbypad wat ons vanaand gaan oppos. Het hy spesifiek gekyk na die laaste 2 wedstryde wat die Bulle verloor het teen die Sharks en dit het gegaan oor die Sharks het byvoorbeeld na die eerste wedstryd het hulle 6 uit 8 skoppe herwin, teruggekry. Wat hulle geskop het, gejaag het en die skop teruggekry het. 6 uit 8, né? In die eerste helfte alleen. Die Bulle het so hier en daar iemand opgestuur. Dis hulle probleem, hulle jaag nie hulle skoppe nie, hulle kompeteer nie vir daai bal en hulle skop net eenvoudig. Hulle het 'n ander taktiek en Harry sê die enigste manier die Bulle regtig die Sharks hier kan aanvat of nie enigste nie, maar 'n goeie manier is jaag jou skoppe, kompeteer vir die bal. Jy moet toegang gee tot die vir die aanvallende span wat die skop gedoen het, skop geloods het. As die Bulle kan op 'n sekere manier daai balle opvolg. En dis een van die redes hoekom ek sê Jaden Hendricks lyk baie stadig want hy wag tot hy sien die 3 manne wat die bal moet jaag is in posisie dan skop hy. Terwyl dit lyk asof hy baie stadig is, maar hy is aspres hy is stadig nie, hy wag om seker te maak die Sharks is ongelooflik goed om die bal te kompeteer vir die bal as hy geskop word, die Bulle is nie. En hy reken as die Bulle nie daai ding kan omdraai nie, gaan dit 'n lang Saterdag wees. Wat dink jy van daai een? Ja, en dis tipies van daai sê maar daai semifinale en eindstryde in toetsrugby MW is dat daar word baie staat gemaak op by skoppe. Dis nie net Suid-Afrikaanse spanne nie, dis Europese spanne, selfs jou All Blacks hulle skop baie. Interessant, die statistiek daarvan van die jare is nogal interessant. Die Bulls het 530 keer geskop. Nie almal was ligskoppe nie, maar 530 keer geskop. Hulle het bal 74 keer teruggekry en die Sharks het 455 keer geskop, bietjie minder, maar het 85 keer die bal teruggekry. Hulle persentasie daar is 'n bietjie beter om die bal terug te kry. Nou dit is maar op die dag, ek dink dit hang baie af van watter skrimskakel jy ook speel. Hendricks van die Sharks skop ook goed. Ek dink Zak Burger skop ook goed as hy speel. Papier bepaal beter ook die afgelope tyd. So dit gaan maar baie oor daai kwaliteit van jou skoppe. Ons het vroeër gepraat van Conor Murray. As jy maar net vir Conor Murray heeltyd in jou span het om hy skoppe te skop, want jy heeltyd contestable balle. So dit is die geheim is daar maar om op 'n manier contestable te kry. Wat die Sharks die afgelope naweek gedoen het en ek dink hulle gaan dit weer doen. Kyk maar Saterdag. Elke skop wat hulle daar geskop het, Eben Etzebeth is die speler wat opgehardloop het. Hy probeer glad nie daai bal vang nie. Al wat hy doen is hy gaan op en klap hom terug. So hy het dit ten minste 3-4 keer gedoen. En hy's natuurlik die langste ou waarskynlik op die veld en hulle benut hom so. So ek vermoed dit gaan Saterdag ook taktiek van die Sharks wees. Hy het 'n paar keer dit reg langs die skermskakel gestaan van selfs die skoppe van sy kwartlyn af, aanvallende hoë skoppe. Hy hardloop en hy klap hom net terug. So dis iets wat hulle raak gesien het, so jy hoef nie altyd net te gaan om te vang nie. Jy dan dink as hom terugklap dan jy 'n goeie kans om terug te wen. Right, so wie dink jy? Wie speel in die eindstryd? Bulle of Sharks? Ek dink alles in ag geneem dink ek Leinster en Sharks. Ek hoop dit is andersom, maar ek dink Leinster gaan te goed wees vir Glasgow. Dit gaan kompeterend wees. Ek dink Glasgow het baie beter gespeel. Dit gaan nie 52-0 wees weer nie. Daar's nie 'n manier nie. Maar ek dink by 52-0 om te draai gaan 'n lang pad wees. Ek dink sielkundig het Glasgow 'n hekkie om te spring daar. En ek dink Leinster is bepaald honger. Ek dink ook die Jacques Nienaber gaan op hom laat wag om nie 'n plan te hê met Glasgow nie. So ek dink Glasgow gaan wen. En dan die Bulls, ek dink die Bulls ek dink Leinster gaan wen teen Glasgow, dink ek. En ek dink die Bulls op tuis. So ek gaan vir die 2 tuisspanne. So ek dink dit is 'n eindstryd in Ierland. Nog steeds hoop ek in die stilligheid die Warriors. Ek dink in die stilligheid hoop ek nog steeds die Glasgow kan verras en dit is 'n eindstryd in Pretoria. Maar ek dink ek wil ook dan sê ek dink ons moet ons maar regmaak. Ek dink dit gaan 'n skop vir paal uit wie sien, maar in die laaste 10 minute gaan dit weer all to play vol wees. Ek dink die wedstryd in Pretoria gaan nie met 14 of 20 punte gewen word nie. Dit gaan maar 'n naby storie wees. Jy het my amper in my hart laat staan, want jy het gesê Leinster en Sharks. Jou eerste antwoord. En toe praat jy dat toe kom ek agter maar jy bedoel eintlik Bulle, dankie tog. Ek het wonder wat was. Nee, ek het dit verkeerd. Miskien ek het 'n swarterige baadjie aan vandag, 'n bietjie koeler in die Kaap. Dis miskien waar ek net mekaar geraak het. Ja, nee, my ek dink as tuisspanne, dis Bulls en Leinster wat ek dink Saterdag gaan wen, maar dit gaan kompeterend wees, maar
dit gaan lekker wees die een in Pretoria. Ek het nou al hout gekoop dat hy droog kan bly. In die Kaap moet ons so hout koop dat jy 3 dae voor die tyd koop en droog Ja. hou. So ons gaan lekker vuurtjie aansteek sonder te veel stres, net geniet. Ek gaan vir jou sê, ek dink ons gaan 'n herhaling sien van laas jaar se eindstryd. Bulle teen Glasgow op Loftus. Dis my gevoel. Ek dink Leinster is op afwaartse kurwe. Ek dink Glasgow is besig om terug te kom. Ek dink Franco Smit het herstel van daai sielkundige terugslag van daai 52-0 verloorslag. Daar's iets nie lekker by Leinster nie. En ek dink Glasgow, ek sal baie daarvan hou om 'n herhaling te sien in 'n geval. As ons weer daai om 'n paar dinge reg te stel. So, en ek opregtig dat jy kry hierdie keer reg. Ek bedoel ons is nou hoeveel keer al of in die semifinaal of in die finaal gewees. Hoopelik weer in die finaal. Dis nou tyd dat ons 'n slag 'n beker wen, né? Ek hoop so. Ja, verseker en ek dink ook aan die ander kant sê net maar dit gaan nie so nie en as dit is dat die Bulls wel met Ierland toe gaan. Jy kan net kyk na die Scarlets game as Scarlets vir Leinster so kan besig hou tot in die 80ste minuut kan die Bulls daar gaan wen. En die Bulls het baie goeie toer gehad, al 4 gewen mos oor see ook. Hulle weet hoe om te toer. So as ek in Pretoria bly, sal ek nie bang wees om daar te gaan speel nie, maar ek stem saam. Ik hoop ook steeds op daai Pretoria eindstryd, maar ek dink hierdie ene gaan Leinster nog op 'n manier gewen kry, maar ek dink die Bulls kan die eindstryd ook daar gaan wen. So kom ons hoop as nie. Dan net 'n piesangskil. Hulle was mos die piesangboere op die stadion, nou net 'n piesangskil Saterdag daar op Loftus wees nie. Dit al wat meer voorligtig is. Kyk, die Bulle neem maar dat hulle goed speel oor see. Hulle is nie bang vir Leinster in 'n uitklopwedstryd nie, né? Kyk, nee, hulle het al gewen. Ja, sielkundig verseker is hulle reg vir hulle. Maar in die Kaap is daar net skole rugby, so ons kom ons praat 'n bietjie daaroor. Jy sê hulle gaan nou Vrydag speel want daar kom 'n groot storm of iets aan daar by wat gebeur daar? Kyk, Kaap het soms insig. Ons het al baie gespot as ons so saam gekuier het die Kaapenaars gaan kry baie insig ook by 'n wynkelder. Dan voel dit tog ons so 'n bietjie slimmer raak. Maar juis een voorbeeld is daar in Stellenbosch, Paul Roos speel die naweek teen Stellenberg en hulle Saterdag moet hulle speel, maar hulle het dit geskuif na Vrydag toe. So hulle speel Vrydag, hy wedstryd is 7:00 die aand. Daar's 'n groot front wat inkom Saterdag so. En ook ek dink die veld van Paul Roos het ook maar te veel skade gelei. So 'n paar weke terug het Paul Roos teen Gimnasium daar gespeel, Parel Gimnasium, en dit was 'n modderbad. So ek dink hy veld kan ook net soveel reën vat, maar lekker skole rugby. Ek weet Parel Gim moet al die pad suidelike voorstede toe gaan, Bishops toe, en ek kan jou 'n brief met 'n polisie chop gee dat Bishops gaan nie daai wedstryd skuif na Vrydag nie. Hulle sal maar hulle gras opoffer. Hulle sal in die nattigheid en 'n koue front wil speel want dit gaan 'n gelykmakende faktor wees. So Bishops het nie so goeie seisoen nie. Stellenberg het hulle ook gewen. Maar waar dit Stellenberg het al 4 die suidelike voorstede Engelse spanne geklop. Is amper soos om in die Springbokke wat in Europa al 4 die tuisunies gaan klop. Met hulle vir Sex en vir Rondebosch, Bishops en Wynberg geklop hierdie jaar. So ek dink maar Paul Roos, Boysay, Parel Gimnasium eerder. Parel Gimnasium het 'n baie goeie span. Pieter Sou wat julle ken daar in Pretoria, rig hulle briljant af. David Tron wat die direkteur van rugby is, Helmut Lehman, Maties se voorspeler afrigter. Hulle het omtrent 'n afrigtingsspan daar wat amper meer professioneel is as van die Karibeker spanne, van die professionele spanne. So dis 'n ander wêreld hierdie skole rugby, maar is lekker om te gaan kyk. Ek geniet dit. Dis vir my die lekkerste as hierdie groot skole te mekaar speel, dan gaan kyk ek is van die mooiste rugby nog. Oakdale is nommer 6 op ons Ratel Rugby Top 20. Hulle is 'n goeie span. Hulle speel teen Outeniqua. Outeniqua is nie so goed hierdie jaar, maar dit behoort ook 'n goeie wedstryd te wees. En natuurlik Boysay teen Boland Landbou, ook 2 groot skole, né? Ja, hulle is daar by mekaar en vir my nog steeds Boysay, Boland Landbou verstommend. Hulle is maar hier so 600 seuns in daai koshuis. Elke liewe kind wat na skool gaan by Boland Landbou is in die koshuis. Daar's geen kind wat in die dorp bly nie. So almal is in die koshuis en hulle is net tussen 500 en 600, ek dink 600 maksimum in die hele skool. En hulle kyk daai skole diep in die oë. Natuurlik waar Kane en Moody ook vandaan kom. Kane en Moody was in Boysay Laerskool. En toe is dit heel kontroversieel in die dorp, toe op hindsight toe gaan hy van Boysay Laerskool, Klein Boysay, gaan hy na Boland Landbou. So dis interessant, maar dit is waar hy sy rugby ook geleer het en raak gesien is. Maar Oakdale het vir Stellenberg die afgelope naweek by Stellenberg met amper 40 punte geklop. So Stellenberg is 'n skool in die noordelike voorstede van die Kaap wat nou baie
baie beter begin speel, meer kompeterend raak, maar en Oudtshoorn was maar ek dink 12-9 agter teen Parel Gimnasium die afgelope naweek, toe hulle so 'n paar 3 afgestaan. Maar hulle is 'n sterk span daai. By Boerseuns plaaskinders speel harde rugby. Hoorie, wat vir my lekker was, ek sien die Stormers het sommer 'n hele klomp binne geteken daar, insluitende waarskynlik die beste skole rugby spelers in Suid-Afrika, Marcus Miller. Almal het gewonder wat gaan vir hom word en of hy dalk weer by die bulle of iemand gaan opeindig, want ek seker hy was seker hoog op almal se inkopieslyste, maar die Stormers lyk my hierdie slag bietjie wakker geskrik. Jy sê daai die wynkelder 'n paar insigte gehad en 'n klomp manne geteken. Ja, ek dink dit dis belangrik MB natuurlik hulle moet vir daai spelers so ver as moontlik moet hulle behou. Maar Marcus Miller is 'n goeie prospect as ek die Engels kan gebruik. Hy tik al die boksies op hierdie stadium op sy ouderdom. So moeilik om te sê hulle nou speel later van tyd. Maar ek dink die Stormers kan doen met 'n baie lekker aanvallende 13. So hy's 'n speler wat daar goed sal inpas. Ek sou opgewonde daar's 2 spelers, Paul Roos en Parel Gim se agste manne. Hulle het vir 'n verandering die agste manne gehou. Die agste manne is nie hierdie keer almal so in 'n streep weg nie. Potgieter van Parel Gimnasium en dan ook Bles Kemp se seun Gert Kemp. Nou so tussen ons en Lampel gesê ek het op 'n stadium met ek 'n golfdag aan Stellenbosch gespeel en toe ek op goeie gesag gehoor dat hy het 'n baie groot aanbod Gert Kemp van Pelroos van die Bulle oorweeg op daai stadium en hy het toe daai Vrydag van die golfdag gewag van die finale aanbod van die Bulls, van die Stormers. So hy was verseker was daar 'n toutrek vir Gert Kemp van Pelroos gewees en hy het op die ouend in die Kaap gebly. Interessante 2 agste manne, die 2 sterkste agste manne. Ek weet nie hoe hulle die Kruiwenweek span gaan maak. Hulle albei was laas jaar in die Kruiwenweek span, maar so 2 sterk manne, miskien kan 1-7 speel en 1-8. Ja, dis ek dink daar's nog steeds 'n redelike volume spelers wat ek sien ook na die Sharks toe gaan. Daar's na die Bulls toe ook 'n paar spelers. So jy sien dit nog steeds en ek dink dit is onmoontlik vir die enige provinsie om al sy spelers te behou. So daar's ek weet 'n slot van Grey wat ook Kaap toe kom. So dit gebeur al hoe meer, maar ek dink die DISA konsortium van die Stormers het verseker 'n bepaalde plan ook dat hulle wil kyk na wat op daai vlak gebeur. Maar die WP se onder 20 span het goed gedoen. Ek dink hulle het laas jaar gewen, het hulle nie 2 jaar terug of laas jaar het hulle gewen. Ek dink onder 20 kompetisie gewen. So hulle het hierdie jaar ook 'n goeie onder 20 span. So maar kyk hoe die manne deurkom. Interessant, ek en Harry dit dag met Edgar Rathbone gepraat, die Bulle se hoofuitvoerende beampte en hy het gesê hulle gaan hulle benadering tot die juniors bietjie verander om meer belyn te wees met die senior span se vereistes. James Winstanley wat die SA skole afgerig het is nou daar by die Bulle. Hy kom oor van jy weet en hy was by Kingswood aanvanklik gewees en alles so. Dit wissel dit presies daar. Dit lyk of die Bulle ook 'n paar planne het en weet die Stormers het ons projek 2029 as ek my nie verbeel nie. So die manne begin nou fokus op hierdie juniors want daar's altyd 'n probleem tussen skole rugby, vergaping tussen skole rugby en wanneer hulle begin funksioneer op senior rugby, daai onder 18 tot onder 21 is daar 'n probleem. En dit lyk of vir Unis dat dit begin raak sien en begin fokus om dit reg te stel. Ja, wat my vas bekommer is ons Suid-Afrikaanse rugby onder 20 sukkel. Hulle kry nie hierdie toernooie gewen nie. En net 'n jaar vroeër of as al die skole rugby dan is ons die beste in die wêreld. So die deurgaan na franchise vlak is asof ons op daai ouderdomsvlak net nie regtig dit reg kry nie. So ja, daar's 'n klomp spelers wat gekontrakteer word. Ek weet die meeste van die franchises kontrakteer so 30 tussen 20 en 40 jonger spelers, maar dan na onder 20 na 2-3 jaar dan is dit net 8 van hulle of 10 wat net aangaan. So dit is 'n kleiner persentasie wat natuurlik dan nou van daai groep wat agterbly en dit is te verstaan. Jy kan net soveel spelers van die onderkant af indruk en jy kan nie hulle almal behou die hele tyd nie. Maar meeste van spelers jy kry 'n aanduiding van wat jy sien op Kruiwenweek, jy kry aanduiding wat jy sien op skole rugby, maar dis nie net die groot skole nie. Ek het nou eendag 'n statistiek gesien, jy het seker ook gesien dat van die huidige Springbokspan hoeveel van die spelers kom van sogenaamde kleiner skole. En nie van die top 5 of die top 10 op hierdie stadium nie. Daar's baie spelers wat van reg oor die land van kleiner skole afkom. So mens moet daai talente nooit weggooi nie. Ek dink tipies kyk jy manne na hierdie groot skole en teken hulle almal, maar daar's altyd 'n diamant wat nog daar rond is wat miskien so klein bietjie later deurkom. Al wat my bietjie bekommer en is dat as daai spelers nie by die Varsity Cup eindig en daar raak gesien word nie, hulle word nie regtig op klaprugby raak gesien nie. So daar's 'n jaar of 3 wat hulle raak gesien moet word wat ek bekommerd is dat daar baie van die spelers dalk momentum of motivering verloor.
Maar ek dink wat Suid-Afrikaanse rugby baie help is die Varsity Cup. Ek dink baie van die spelers wat dalk nie gekontrakteer word nie, vind 'n plek daar, speel goed genoeg. Kom in die franchises. Ek dink as jy net die statistiek kyk van die tikkies spelers wat al vir tikkies gespeel het, wat al aangegaan het om Springbok te speel, is 'n groot volume. Van Pollard en Bongi tot Mostert. Miskien nog al die spelers is almal deur die bulle relatief onlangs. So en ek weet Netling Forsie onthou ek ook het ek al raak gesien toe hy vir tikkies vaskop gespeel het en toe hy in die Kaap genadiglik geëindig en speel nou goeie rugby. So ek dink as Varsity beker bied nog steeds vir jou geweldig baie goeie spelers. Ek sou nog 'n uur of 2 met jou kon gesels, maar ja, ons is uit tyd en jy moet gaan. So dankie vir dit. Dit is baie lekker soos gewoonlik man. Waardeer dit. Ja, absoluut. Dis baie lekker altyd MW en sterkte vir Saterdag. Eerstens hoop nie die musiek is te hard daar rondom julle nie. Nee, ons het dit onder beheer my maat. Het jy dit gesê? Ja. Jy sal sien. Reg en dan jy moet maar kyk as hulle piesangs begin neersit daar by die media deel met julle maar die piesangs bære. Ek dink mense maar biltong eet Saterdag. Ek loop met my swart sak en tel al wat 'n piesangskil is op my maat. Sterkte vir die ene. Hoop is 'n Pretoria finaal. Ja, ek hoop ook so. Dankie. Goeie. Dis die Raakvat Rugby podcast.